Goeiedag, ek is Gerard van die kerk, saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. En ek het die voorreg om die boodskap, nuwejaarsboodskap vir 1 Januarie 2026 te doen. Wanneer ons hierdie nuwe jaar binnegaan, doen ons almal dit nie met ligte harte nie. Party van ons kom met moegheid, verliese, vrae, stille gebede. Maar ek eer die Here, want sy woord ontmoet ons presies daar waar ons is. Psalm 6 vers 1 tot 4 gee stem aan ons as mense roep in tye van nood. Here, wees my genadig, genees my, red my ter wille van u goedertierenheid. Hierdie nuwe jaar begin ons nie met ons eie krag nie, maar ons begin met afhanklikheid van God. Hy is ons Vader wat hoor, wat omgee en wat herstel bring, liggaamlik, emosioneel en geestelik. Dan in Filippense 4 vers 8 word ons fokus gerig vir die pad vorentoe. Te midde van uitdagings van hierdie lewe, roep God ons op om in hierdie nuwe jaar ons gedagtes te vul met dit wat waar is, eerbaar, regverdig, rein en lofwaardig is. Want wat ons dink, vorm hoe ons leef. Met ander woorde, dit wat ek en jy koester in ons harte, sal vrug dra in ons optrede. 'n Godgerigte gemoed bring vrede in onseker tye. Maar dan wil ek ook Johannes 15 met jou deel, want dit bring ons by die hart van die ware lewe en vrugbaarheid. Jesus sê, bly in my. Jesus is die ware wingerdstok. Ons is die lote. Sonder hom kan ek en jy niks doen nie. Onthou, hierdie jaar gaan nie gemeet word aan hoe besig ons is nie, maar aan hoe naby ons aan Jesus Christus bly. Want wanneer ons in hom bly, deur sy woord, gebed en gehoorsaamheid, sal ons lewe vrug dra wat blywend is vir sy koninkryk en tot sy eer is. Hierdie nuwe jaar 2026 vra dis nie vir my en jou eerstens groter inspanning nie. Nee, dit vra vir 'n dieper verbondenheid met Jesus Christus, ons Here. Met ander woorde, 'n intieme persoonlike verhouding met Jesus, wat deur die Heilige Gees wat ons lei in sy vrede en genade. Ek wil afsluit met Romeine 8, wat dan ook vir ons 'n vaste hoop, sekerheid en onwankelbare hoop gee vir die pad vorentoe. Ons begin hierdie jaar nie as oorwinnaars in ons eie krag nie, glad nie, maar as kinders van God gelei deur die Heilige Gees. Daar is geen veroordeling vir ons wat in Jesus Christus is nie. Wat ook al voorlê hierdie jaar, uitdagings, onsekerheid of lyding, niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. In hom is ons meer as oorwinnaars. Ek bid dat jy hierdie nuwe jaar sal binnegaan met geloof, hoop en liefde en met 'n vaste wete, God is met ons, in ons en vir ons. Mag hierdie jaar vir jou 'n jaar van herstel wees, geestelike groei, blywende vrug en 'n oorwinnende geloof tot eer van God. Ek bid 2 Korintiërs 13 vers 13 oor jou, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal wees. Groete en seënwense.